Goed, Doppler, Mei, Junie, hereksamen. So hy lyk so, baie dieselfde storie. 'n Stilstaande luisteraar teken die frekwensie van die klank vrygestel deur 'n sirene van 'n polisiemotor aan. Wanneer die motor teen 'n konstante snelheid, hy beweeg teen 'n konstante snelheid van 26 meter per sekonde, en hy kom nader. Wanneer die motor wat teen daai spoed beweeg, die luisteraar nader, is die aangetekende frekwensie 615. Die motor ry verby die luisteraar teen tyd 1 en hy beweeg dan weg van die luisteraar af. Die aangetekende frekwensie is nou 526. So toe hy nader gekom het, het hy 'n hoë frekwensie gehad en toe hy verbygery het, toe sy frekwensie laer. Dit maak sin. Ignoreer die effek van wind. Goed. Vraag 1. Stel Doppler se effek in woorde. So, jou eerste vraagie, jy moet jou definisie neerskryf, gaan leer asseblief die definisie, die skynbare verandering in die relatiewe of die skynbare, die waargenome frekwensie, omdat die bron en die luisteraar relatief tot mekaar beweeg, nee? Gaan leer jou definisie mooi. 6.2. Gebruik die gegewe inligting om die spoed van klank in lig te bereken. So, hulle sê nie vir ons hier wat die spoed is nie. Die spoed moet gewoonlik in die orde van 340, nee. Die spoed van klank is min of meer 340. So as jy uitkom by 1600 of 26, kom ons vat iets anders as die motor se spoed, 50, dan weet jy het iewers 'n berekening foutjie gemaak. Hy tel 5 punte en ek weet ek moet begin met formule. So, ek het die formule van Doppler, die frekwensie van die luisteraar, spoed van klank, plus of minus die spoed van die luisteraar. Spoed van klank, plus of minus die spoed van die bron of die sender, wat gaan ons hom hier noem? Sender. En dit alles maal jy met die frekwensie van die sender. Jy kan bron ook daarin vervang, so B en B, kyk wat werk vir jou. Nou wil ons, kyk wat se inligting gaan ons invervang. Ons wil V weet. Ek het nou net een probleempie hierso, want ons het nie die frekwensie van die ambulans nie. Ons het die frekwensie toe hy nader gekom het van die polisiekar, en ons het die frekwensie toe hy weggery het. Wat vir my sê, ons is op pad na 'n gelyktydige vergelyking toe. Want ons het die frekwensie wat die luisteraar hoor, kom ons vat 615. Dit is, en die polisiekar beweeg so. Toe die polisiekar na ons toe kom, slegte nuus, teen 26 meter per sekonde, en ons weet nie wat is sy frekwensie nie. Maar dan het ons ook 'n 526, toe die polisiekar gelukkig verby ons ry. So nou ry hy weg. Ons is altyd bly as hy wegry. 2 onbekendes. En hierdie is die een wat ons, nee, ons wil die spoed weet, nee. Gebruik die gegewe inligting om die spoed van klank te bereken. So ek gaan probeer om hierdie ene alleen te kry, want dan kan ons hierdie 2 aan mekaar gelykstel. So ek gaan net sê 615 maal met V min 26 op V, en dit is dan nou VS, en dan gaan ek hom sommer gelykstel aan hierdie kant, 526 maal met V
plus 26 gedeel deur V, nee? Ek maal met die resiprook aan die ander kant. En nou kan ons die wiskunde doen. Kyk of jy die wiskunde kan regkry en dan check ons nou weer in. Pause gou die video. OK, hoe het dit gegaan? Vinnig vir jou wys, hier's 'n hele paar maniere om die wiskunde op te los. En ek seker daar is 'n makliker ene, maar hierdie tyd van die nag het my brein vir myself gesê, daai twee V's kan uitkanseleer nie. Ek kan hierdie hele term maal met V, en kanseleer uit, maal met V, kanseleer uit. So, dis kom hulle twee weg is. Dan, my graad 8 en 9 wiskunde wil eintlik die 615 inmaal na al twee en die 526 inmaal na al twee. Maar miskien is dit makliker om die 500 hiernatoe te vat en dan het ek daar 'n klein getalletjie wat ek kan inmaal. En dan as ek hom daai kant toe vat, dan plus hy en die V, nee, hierdie minus 1 en so het ek my waarde gekry en ek's redelik seker hy's reg want dis naby aan 340, nee. Dis in daai area. Afhangende van watter stappe jy gevolg het, gaan hierdie antwoord van jou akkurater of onakkurater wees. Maar daar is 'n reikwyte. So my antwoord verskil dink ek van die memo sin, want hier het ek afgerond. Ek het hom baie mooi ingemaal hiernatoe en dit daarby getel en hom op my sakrekenaar gehou, maar toe het ek gedeel deur net 0,169. So jy kan 'n paar ander desimale daar hê, maar ek is redelik seker jy moet daarom begin met die heelgetal van 333. Die volgende vraag, en hulle vra die spoed van klank, so ek hoef nie 'n rigting by te sit nie. Nommer 6.3 sê hulle bereken die golflengte van die klank wat deur die polisie sirene vrygestel word. So nou wil ons die golflengte weet. Daai een, hierdie is die frekwensie, ons wil die golflengte weet. So ek sal nou net hierdie antwoord weer in een van hierdie twee invervang. So kom ons vat sommer die 600. So ek het 615 4 min 26 my frekwensie. Ek het my 333 minus die 26 en my FS, askies, en dis nie 'n hoofletter nie, is 'n klein letter, en dan kan ek hom nou gaan uitwerk en ek kry die waarde (567,03) en hierdie gaan nou afhang van die waarde wat jy gekry het met jou snelheid hier by 6.2. Maar ons soek nie die frekwensie nie, ons soek die golflengte. So ek gaan weer my formule vat en hy is op jou inligtingsblad. Ek sit die spoed van klank hier in. Die frekwensie kan ek insit. En dan werk ek vir lambda uit. So my 333 gedeel deur en ek kry my frekwensie is 0,59 meter. Okay. So dis my golflengte. Die volgende vraag wil hulle by jou weet skets. So ek wil nou net gou sê, hierdie was nou nog lekker baie punte, kom ek wys sommer hierso. Jy het 2 punte gekry vir jou definisie. Dan het jy 5 punte vir die Doppler sommetjie. En sy groot vangplek was
dat jy moet weet jy moet 2 gebruik. Die golflengte se 4 punte is nie so moeilik nie, want jy vervang in en jy gebruik die spoedformule. Spoed is frekwensie maal golflengte. Ekskuus. En nou trek ons al by 11 punte. Nou wil hulle weet, skets 'n grafiek van aangetekende frekwensie teenoor tyd vir die beweging van die motor, soos wat dit nader aan die luisteraar beweeg het en toe verby die luisteraar beweeg en daarna weg. Tyd benoem T1 op die grafiek en geen waardes hoef op die frekwensie as genoem te word nie. So, jy hoef nie vreeslik hieroor te bekommer nie. Die grafiekie gaan so lyk. Hy kom na jou toe met 'n hoë frekwensie, kan ek net gou weer seker maak. Hy het na my toe gekom met daai frekwensie en toe hy weg is tussen daai ene. So, hy kom na my met 'n hoë frekwensie en dan gaan hy weg met 'n lae frekwensie. Die 615 en die 526, alhoewel hulle sê, jy hoef nou nie jou waardes daar te sit nie. En T1 is toe hy verby my ry. So daarso het hy verby gery en dis waar die frekwensie verander het. En dit is 3 punte. Benoem T1 op die grafiek. Miskien moet ons sommer hier bysit dat hier is tyd en hier is frekwensie. En as ons benoem, sit ons die eenhede by. Is dit sekondes? Sit maar sekondes by. En daar is my grafiek. En dit is die Mei-Junie hereksamen se Doppler-effeksom. Nie te moeilik nie. Wat is die groot ding is om te onthou van hierdie formule en dan te weet, as die bron na my toe kom, is dit 'n minus. Want ek hou regtig nie daarvan as die polisie na my toe kom nie. Of as die ambulans na my toe kom nie. Ek wil nie in 'n ongeluk wees nie, maar ek is baie dankbaar as hulle wegry. Jy is welkom om polisiekantoor toe te gaan of na die hospitaal toe te gaan, moet my net nie saamvat nie. OK. Kom ons doen die Junie eksamen.